Dalk ken jy die verhaal van Horatio Spafford. Hy het in die 18de eeu geleef, hy was 'n prokureur gewees, maar hy het vreeslike pyn in sy lewe ervaar. Hy het die pragtige Christelike lied It is well with my soul geskryf, maar die lied is uit pyn gebore. Horatio het 'n klein seentjie wat hy gehad het op 'n baie jong ouderdom verloor. Hy het ook met die groot brand wat daar in Chicago was, baie eiendom verloor. Op 'n stadium het hy sy vrou en sy 4 dogters per skip Engeland toe gestuur. Hulle sou vakansie gaan hou het. Toe kry hy die verskriklikste nuus. Die skip het gesink en al 4 sy dogters het gesterf. Hy het homself gehaas na Engeland toe om by sy vrou uit te kom. Op pad soontoe ook per skip sê die kaptein vir hom, min of meer in hierdie omgewing het jou 4 dogters gesterf. En in hierdie tyd skryf hy daai pragtige lied, It is well with my soul. Hoe doen jy dit? Hoe sê jy, dit gaan goed met my siel, wanneer jy soveel stormagtigheid in jou lewe beleef? Dalk is jy ook nou tans in 'n storm in jou lewe en voel dit vir jou of die hoë branders van vrees en angs en bekommernis jou wil platslaan. Hoe doen jy dit? Hoe loof jy God te midde van die storm? In die Bybel lees ons van koning Josafat. En nie minder nie as 3 volke wou die Judeërs aanval. Wat het koning Josafat gedoen? Hy het die volk bymekaar gekry en ons lees dat hulle diep neergebuig het voor God en gebid het. En God het vir hulle gesê, hulle moenie bekommerd wees nie, hy sal tot hulle redding verskyn. Die dag toe die oorlog aanvang neem, besluit koning Josafat toe om die lofsangers van die volk vooruit te stuur, voor die soldate uit. En hulle loop met gewyde klere en sing, goed is die Heer, daar is geen einde aan sy liefde nie. En 'n wonderwerk gebeur, hierdie 3 volke wat die Judeërs wou aanval, begin mekaar aanval. En dit red die Judeërs. Hulle hoef nie eers 'n swaard te gelig het nie, en hulle wen hierdie oorlog. Omdat hy hierdie lofsangers ook vooruit gestuur het, omdat hulle God vertrou het, dat hy tot hulle redding sal verskyn. Ja, dalk is daar nou 'n storm in jou lewe. Fokus op God. Ek dink wanneer mense op sy teenwoordigheid fokus en op sy almagtigheid, dan word jy nie afgesuig in hierdie spiraal van hopeloosheid nie. Nog iemand in die Bybel van wie ons lees wat God geloof het te midde van chaos en pyn in sy lewe is Paulus. Paulus is soveel keer gestenig met die doel om doodgemaak te word. Maar wat doen Paulus elke keer? Hy staan op uit die bloed en hy begin God loof en prys. Paulus sit in die tronk en hy skryf die Filippense brief en hy sê, wees onder alle omstandighede bly, wees bly in die Here. Hoe doen Paulus dit? Hy gee vir ons die antwoord in Filippense, hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. So hoe doen Horatio dit? Hoe doen Josafat dit? Hoe doen Paulus dit? Daar's nie 'n resep nie. Dit is God, dis 'n persoon wat jou help, wat jou staande hou, wat jou help om dankbaar te bly en om te bly loof en prys, al voel dit vir jou of jou lewe uitmekaar val. Paulus gee ook praktiese raad. Hy sê, sien die groter prentjie. Fokus op dit wat mooi is en dit wat prysenswaardig is. Paulus weet ook dat Jesus het die dood oorwin en dat hy 'n hemelse vooruitsig het. En daarom gaan dit dalk swaar in sy lewe, maar hy het hierdie vooruitsig van die hemel, waar daar nie pyn of trane of dood gaan wees nie. En daarom kan hy homself verbly. Interessant is, in die Ou Testament lees ons van baie klaagliedere. Daar's 'n boek met die naam Klaagliedere en ons baie van die psalms is klaagpsalms, maar in die Nuwe Testament lees ons min hiervan. Ons lees eintlik van geen klaagliedere nie. Wat het gebeur? Jesus se koms het vreugde gebring. Die feit dat Jesus die opgestane Here aan die mense verskyn het, het vir hulle hoop gegee en het vir hulle toekomsverwagting gegee. 'n hemelse toekomsverwagting. Ek en jy kan ook uitsien daarna. Dalk sit jy nou in sak en as. Weet dat God dra jou. Hy sal jou hierdeur kry. Jy kan 'n blye sekerheid hê dat hy vir jou uitkoms gaan gee, dat hy goed is, dat hy by jou is en dat jy 'n hemelse vooruitsig het.